Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 26ste September 2025. Mag julle 'n lekker naweek hê wat sommer so voor julle uitstrek. Ten minste is dit dan Vrydag vandag, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, ons wil saam met die psalmdigter bid, Dawid, Psalm 23, waar ons in ons gebed eintlik ons geloof wil kom bely en kom sê, maar Here, U is my herder, ek kom niks kort nie. U laat my rus in groen by velde, U bring my by waters waar daar vrede is, U gee my nuwe krag. U lei my op die regte paaie tot die eer van U naam, en selfs gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande, Here, is ek veilig. U laat my aansit by 'n feesmaal, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Here, U goedheid en liefde sal my hele lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in U huis, tot aan lengte van dae. Dankie daarvoor, o Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed te wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek gaan so 'n bietjie aan met Efesiërs, ons by die uitverkiesing. Dit is uit die aard van die saak altyd 'n mond vol. Ons het so 'n bietjie gister stilgestaan by vers 4, waar hy sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees, né? En dan ek het 'n bietjie met julle daar gepraat. Maar kom ons kyk gou net na hierdie vers, vriende. Ons het 'n bietjie stilgestaan by die uitverkiesing self. Maar kom ons kyk net na hierdie vers. Hy sê, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus Jesus uitverkies. En ons kan daarby vashak, maar dan kom sê hy, hoekom het hy ons uitverkies? Om heilig en onberispelik voor hom te wees, kom sê Paulus, né? Paulus kan praat met hierdie mense, sy omsendbrief vir almal van hulle, hy sê, moenie dit vat dat julle uitverkies is, sommer as maar net nie, julle behoort aan Jesus Christus, en onthou, omdat julle aan Jesus Christus behoort, kom sê Paulus vir ons, liewe vriende, en kom sê hy vir hierdie breër gemeenskap in Klein-Asië, wat 'n klomp gemeentes eintlik omvat, kom sê hy, julle is uitverkies, hoekom nie net om julle lekker kan gaan sit en, ons is uitverkies, ons kinders van Here, nee, sê hy, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou vriende, dit is 'n mondvol. So hy praat met hierdie gemeentes, liewe vriende, en ek kom sê vir hulle, hoor hierso julle is nie sommer so nie. Julle moet een ding onthou, julle is kinders van God, kinders van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, en julle is daarom heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou Paulus, dit is interessant natuurlik met die briewe van Paulus, want as ons nou sommer teruggaan 'n bietjie na Romeine 12 toe, dan sê hy, hoor hierso, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is, dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen, kom sê hy, vir die mense daai tyd in die brief van die Romeine, né? Nou kom sê hy hierso, hoor hierso, julle voordat die wêreld geskep is, as julle aan Christus is, julle uitverkies, om heilig en onberispelik te lewe. En dan gaan ons na Genesis 1:27 toe, waar die skrywer vir ons sê, maar ons is gemaak na God se beeld, om wat te doen? Om hom te verteenwoordig. Om hom te verteenwoordig. Hoe verteenwoordig ons hom? Deur heilig en onberispelik voor hom te lewe. Nee. En heilig, liewe vriende, is 'n gelaaide woord. Heilig beteken om afgesonder te wees. Heilig beteken, liewe vriende, ons staan in die teenwoordigheid van die heilige God. Om heilig te wees, moet ek en jy vir mekaar sê, moet ons dit wat ons doen en sê en dink, moet ons sê en dink asof Jesus langs jou staan. Sou jy op 'n sekere manier gepraat het as Jesus langs jou staan? Sou jy op 'n sekere manier gedink het as Jesus langs jou staan? Sou jy op 'n sekere manier besigheid gedoen het as Jesus langs jou staan? Sou jy op 'n sekere manier met jou werknemer gepraat het as werkgewer as Jesus langs jou gestaan het? Praat jy uit 'n posisie van mag uit, of praat jy uit 'n posisie van nederigheid uit omdat Jesus jou koning is? Jy moet heilig wees. So ons moet altyd vir mekaar sê, as ek met enige ding wat ek doen, sê of dink, sou ek dit gedoen, sê of dink het, as Jesus by my staan en by my gesit het. Dis die lakmoestoets, vriende. Dit is wat dit beteken om heilig en onberispelik voor God te lewe.
So voordat die wêreld nog geskep is ons uitgekies in Christus om wat te doen? Om heilig en onberispelik lewe. Om so te lewe, as ons die begrip vat van Johannes 13, sodat mense kan sien dat julle my disippels is. Ek en jy is op aarde geplaas met die alleenlike doel, liewe vriende, om God te verteenwoordig. Om so te lewe dat mense by die werk, by die kerk, by jou vriendekring, in jou familie, in jou gesin, vir Jesus sien in jou. Sodat hulle kan sien dat jy disippels van my is, disippels van Jesus Christus is. Dit is wat dit beteken om uitverkies te wees en om heilig en onberispelik voor God inderdaad te lewe. Ek dink ek gaan nou net eers stop daar. Mag julle sommer net 'n wonderlike naweek hê, vriende. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.